Goeiemôre almal. Dis lekker om julle hier te sien op hierdie koue oggend. Baie dankie dat julle gekom het. Ons het 'n wonderlike musiek lysie vir julle vanoggend. Ons gaan julle warm sing, ek beloof. So gister toe kyk ek in Davey 'n fliek wat gaan oor die International World Soccer Championships for homeless people. Julle geweet daar so iets? Ja, ons ook. Maar wat so amazing is hierdie homeless persoon sê toe, fill your mind with positive stuff, so that there's no space for negative stuff. En dit was vir ons so mooi. En mag ons vanoggend ook daai gedagte onthou dat as jy vol is van goeie dinge en positiewe dinge en as jy jou daarmee omring, dan is daar nie plek vir die negatiewe dinge van die wêreld nie. Kom ons staan en ons sing lekker saam. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Jesus is wonderbaar. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vrede God. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Jesus is wonderbaar. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vrede God. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Jesus is wonderbaar. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vrede God. Jesus, die alleen is waardig, aan die alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, die alleen is heilig, aan die alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooie naam as Jesus. Laat die hele aarde juich, want die redder van die wêreld het gekom. Staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redder is hier. Jesus, die alleen is waardig, aan die alleen kom toe al die eer, al die kracht, al die majesteit. Jesus, die alleen is heilig, aan die alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus.
aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. O verhewe, o staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redder is sien. Die hele skepping loof die hoogste Here naam bo alle name. Ja, Linus Here, laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. O verhewe, o staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redder is sien. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Tongue and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. So let's sing, 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 and make music with the
of Jesus. Elke mens het 'n storie, elke mens het seer. Ek was al heel verlore in die wind en donker weer. My wildernis was groot en my beursie leer. Toe gee jy my 'n rede om te glo. Jy sal my nooit los nie en jy sal my nooit vergeet. Waar vandaan kom en als wat ek wou weet. In 'n wêreld vol bekleidheid het jy trede my nou weer. U gee my 'n rede om te glo. En ek glo soos 'n kind, 'n sondaar by Here, 'n disipel by voete, deur die liefde neergesleer. Al loop ek op 'n sofa, al kom daar donker weer, volg ek die want die gee my 'n rede om te glo. Is die hemels en die liefde wyd het weer, die licht van my donker, die een wat my vergeet. Ek's lief vir u met alles, ek is lief vir u met niks. U gee my 'n rede om te Ja, ek glo soos 'n kind, 'n sondaar by Here, 'n disipel by voete, deur die liefde neergesleer. En ek glo soos 'n kind, 'n sondaar by Here, 'n disipel by voete, deur die liefde neergesleer. Al loop ek op 'n sofa, al kom daar donker weer, volg ek die want die gee my 'n rede om te glo. Volg ek die want die gee my 'n rede om te glo. Die wat glo in die reding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou en is my God. Ek vertrou in grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou in grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Donker tye as geloof en hoop gedoes word, alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn.
vertrou. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. En is my God, ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Die laaste maal. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, so that I have easy I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, so that I have easy hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I have nothing else fit for a king, except for a heart
up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I have nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I have nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Here Jesus, ons staan nie met ons harte vol. Ons staan nie met ons harte vol van 'n halleluja, want U is so goed vir ons. U bedien ons elke dag. Ons het niks om voor te kla nie. Ons kom niks kort nie. Vader, as ons U het, het ons alles. Dankie Here dat U ons aanhoor en dankie Here dat U ons voorberei vir die woord wat U vanoggend vir ons bring. Vader, ek bid dat elkeen van ons 'n oop hart sal hê, oop gedagtes. Kom ons luister Here, ons luister vir U, vir wat U vir ons wil bring. Vader, ons is oneindig lief vir U, want U het ons eerste lief gehad. Amen. Dan sê hy baie dankie. Luister, is so lekker om julle hier te sien en baie welkom by ons aanlyn kykers wat ingeskakel is via ons lewendige webstroom. Ek dink dis wat hulle dit nou noem deesdae. As julle my mooi kan hoor daar in die goedkoop sitplekke daar agter. Kom ek bid net saam met jou. Ek wil regtig jy moet rustig raak. Hierdie is 'n woord wat hoop ek perspektief in jou lewe gaan bring. Wat is jou roeping en wat het jou lewe tot so ver, jy weet, opgehoop na toe? Kom ons kyk, kom ons bid. Here, Arina het so mooi gevra, dat U nou ons gedagtes vul en U Heilige Gees nou binne in ons begin werk, Here, sodat hierdie grond vir die saad wat nou gaan kom, voorbereid is. In elke opsig is ons in afwagting vir dit wat U wil doen. Here, dankie dat U nou bonatuurlike insig kom gee in omstandighede wat onduidelik is op die oomblik, wat U verligting bring in harte wat teleurgesteld is. Here, waar U kom in hartseer vir 'n oomblik verruil vir dankbaarheid vir dit wie ons is en wie ons het in U. Vader, ons kom sluit ons oë en ore vir die
stem van die vyand wat gedurig maar altyd deur praat en dat sy gedagtes sinneloos is wanneer ons besig is om u stem nou ons eerste prioriteit te maak in Jesus naam. Amen. Right. Ag baie dankie Rowan. Luister, is so lekker om weer hier by julle te wees op 'n Sondag. En as jy die boodskap van die preek gesien het, dan sal jy nou sien, hy is die een, né? En ek het nou gewonder, hoe gaan ek dit nou aanbied vanoggend? Dit ek gedink ons moet maar so 'n bietjie van 'n jy weet, who wants to be a millionaire doen? Bybel vasvra, het julle dit al gedoen op skool? Nou, hierdie is glad nie bedoel om jou op die spot te sit nie, maar dit sal help as julle saam speel. So ek gaan die eerste vraag vra, dan wil ek kyk, wie het nou al 'n bietjie Bybel gelees op sy dag? Onthou die tema is, hy is die een. Hy is nou lekker hard. Goed, daar is hy. So, hy was die een wat die ark gebou het voordat daar hierdie massiewe vloed was. Wie was hy? Noag. Ja. Luister, ons begin entry level. Ons gaan nie nou groot getrekkies gee nie. Ons begin hom lekker maklik. Dis hoe hierdie kompetisies ons begin. Julle onthou ons. Goed. Hy was die een wat sy staf uitgesteek het of uitgestrek het en die see gekloof het. Weet julle wie dit was? Moses. Dit was Moses. Hy was die een wat die leier was by die inval van Jerigo toe die mure in mekaar geval het. Kan julle onthou wie dit was? Hy was Joshua. Ja, julle is reg. Okay, hier is nog 'n interessante een. Hy was die een wat 5 klippies opgetel het en net een gebruik het om 'n reus van oor die 9 voet plat te gooi met 'n slingervel. Wie was hy? Dawid. Right. Okay, nou is hulle reg vir die volgende vlak. Hier kom hy. Hy was die een wat Elat herbou het onder die gesag van Juda, om hulle onder die gesag van Juda terug te bring nadat die koning van daardie gebied dood is. Wie was hy? Nou al die man hulle ChatGPT 4.0 uit vir daai ene. Hy was die een. Okay, ek gaan dit nou met julle deel, want dit is die boodskap vanoggend. Hy was die een. So, ek wil vanoggend uit 2 Konings 14 vir jou bedien, uit 'n gedeelte uit wat, hierdie boek, regtig ouens, luister, dit bestaan net uit slegte konings uit. Jy kry al hierdie slegte konings in die noordelike ryk. Jy nou gaan sien, hoekom ons baie keer ons lewe afredigeer of rediseer, nou net, dit was die ou wat altyd dit gedoen het, of dit was die ou wat altyd dit gesê het, of dit was die ou wat altyd dit. So ek het nou so 'n bietjie van 'n punt gemaak in die begin, maar ek seker julle het nog nie van hierdie ou gehoor nie. Die ou wat Elat herbou het en onder die gesag van Juda teruggebring het nadat die koning van daardie gebied dood is. So 2 Konings is 'n verskriklike eentonige boek. Weet nie of julle al die Bybel weer van voor af begin deurlees het nie, 1 Konings, 2 Konings, maar dit gaan oor die koning en hy is onder gesag saam met die volgende profeet wat saam met hom hierdie dienstyd gehad het, en dis wat hy gedoen het, en dis wat hy sleg gedoen het, en daar was ook 'n paar goed wat hulle goed gedoen het, maar al hierdie konings in die noordelike ryk van Israel was 'n mislukking geweest, hulle was net sleg geweest, was nie een goeie ene nie. En dan in Juda in die suidelike ryk, want die ryk was verdeel in noord en suid, julle onthou dit, nee, was daar wel 8 goeie konings uit die totaal van 20 uit. So basies kyk jy dan na elke koning, en sien jy nou letterlik hoe hierdie ou sy lewe geleef het en sy termyn uitgedien het, nee? En met watter profeet, watter goed het hy reg gedoen en watter goed het hy mee droog gemaak. En soos ou deur die boek lees, dan hoop jy die volgende ou kry dit nou reg. Jy lees dit letterlik met daai aanslag. Ek hoop nou hierdie ou het nou so mate 'n aanslag dat hy ten minste nou die ouens sê om die afgoderry te stop. Weet? As hy hulle nou net daarby kan kry. As hy die ouens net sal ophou om afgode te aanbid. Ek wonder toe of mense dieselfde dink van my lewe. Ja, dis 'n smart ou, maar ek wens net hy wil ophou met die afgode waarmee hy besig is, jy weet. Stres en populariteit en allerlei klomp goed. En mense kyk so na ons lewe ook miskien dalk.
Hou op om al hierdie ander goed te aanbid. Dis wat die hele tyd deur my kop gaan, terwyl ek besef hierdie ouens is besig om droog te maak. Ek blaai gou na 2 Konings 14 toe. Dis waar ek is. En dis hoe ek hierdie titel gemaak het. Hy is die een. 2 Konings 14 vers 21 en 22. Kom ek lees dit eers vir in die Engels. Then all the people of Judah took Azariah, who was 16 years old, and made him king in place of his father Amaziah. He was the one, hy is die een, he was the one who rebuilt Elath and restored it to Judah after Amaziah rested with his ancestors. Hy is toe nou dood. In Afrikaans klink dit so, die hele Judeese volk het vir Asaria gevat en hom in die plek van Amasia, sy pa, koning gemaak, toe hy 16 jaar oud was. En Elat herbou onder die gesag, hy was die een wat Elat herbou het onder die gesag van Juda, teruggebring het nadat die koning van daardie gebied dood is. Okay. Nou lees ek hierdie gedeelte. Nou probeer ek my preek wat ek in my kop het, soos wat ek nou dink hierdie ding moet loop, deel ek toe nou met gisterand en ek besef toe, maar hy's glad nie impressed nie, hy's nou by 'n plek waar hulle lekker musiek luister en hy sien nie nou die nut nou van dit wat ek nou hier deel nie, hulle het nou ook 'n bietjie van 'n worsie, jy weet, wat hulle nou besig is om voor te berei vir die broodrolletjies. En ek sê vir hom, jong, ja, hy was die een. Hy sê, pa, dit is wonderlik, maar bel my as die preek klaar is, dan vertel hy my die hele storie. So miskien sit jy ook nou hier en dink jy by jouself, luister, waaroor gaan hierdie klonk aan vandag, jy weet. Hy is die een. Maar kom ek begin by Asaria. Asaria, die kind wat die koning geword het toe hy 16, het enige iemand tieners hierso? Was julle al tieners gewees? Luister, 16 jaar oud. Kan jy jou indink, jy word koning op 16. Ai, julle, dit sou terrible gewees het. En tog staan daar, hy was die een wat dit gedoen het. Dis wat die Bybel ons daar sê. Daarom ons titel vanoggend, hy was die een. Hy was die een. Sê gou vir die ou langs jou, hy was die een. Doen dit gou. Sê gou vir die ou langs jou, hy was die een gewees. Weet julle dit so? Hy was die een. Luister, hulle het hom nie gevra, luister, wil jy nie dalk, ag jy lyk so oulik, kyk hoe soet is jy, kyk hoe sit jy nou op die troon, wil jy nie dalk koning word nie? Jy groei so mooi. Nee, hulle het my gevra nie. Daar was nie 'n verkiesingsaksie gewees of 'n, jy weet, 'n run for office soos hulle sou gedoen het in die Engelse bestel vandag vir die president van die land nie. Hy het nie gestaan vir die posisie of 'n verkiesingsveldtog gehou om koning te word nie. Daar was nie dit gewees nie. Hy kon nie besluit of hy 'n toekoms in politiek wou volg nie, maar hy was die een. Hy was die een. En nou gaan jy sien, die storie begin nou al meer aan jou hartsnare raak. Want hier sit jy nou vanoggend, in die posisie of die seisoen waarin jy is, en sekere goed het met jou gebeur, en jy het nie noodwendig aansoek gedoen daarvoor, of vorms ingevul en gesê, luister, ek wil asseblief die een wees nie, maar jy is die een. Gedeelte sê daar mooi, die hele volk, Judeese volk, het vir Asaria gevat en hom in die plek van Amasia, sy pa koning gemaak. Hy was maar 16 jaar oud. Die volk het hom letterlik gevat. Daar sekere goeders wat ek as seun net kan dink, het ek 'n keuse in gehad, die res van die goed het my pa my net gevat. Ek moes dit word. En as dit Roan sy getuienis gehoor, so 'n tyd terug het hy dit gedeel in die getuienis aand. En luister, daar's nie veel goed rondom sy lewe waar hy 'n regte keuse gehad het nie. Hy kon nie kies en sê, luister ouens, ek wil net vir julle sê, as my pa wegval, dan gaan ek dit kies en dan gaan dat gebeur, dan gaan, nee. Hy was die een. Hier sit Marius. Sy pa het ook gesterf. So het ons elkeen 'n storie, en ek is so bly ons is net die intieme familie hier vanoggend. Elkeen van ons het 'n storie, Mariaan sit daar, wat dink ek net, joh, sy is nou die een, wat die familie vorentoe dra. Amasia, die ou het daarom ook regtig goeie goed gedoen. Dit is sy pa, Asaria se pa. Hy het 'n paar goeie goed gedoen. Nou luister, daar's hierdie motiveringsspreker wat die volgende sê, dis baie interessant. Hy sê,
Elke lewe is of 'n waarskuwing of 'n voorbeeld. Ek dink toe, dis amazing. So baie keer kyk ek na mense, veral die bekendes, en hoe val hulle nie? Want ek gedink toe ek in kleuterskool was, hoe belangrik is dit om 'n borrel te blaas, van 'n bubblegum. Dit was my ding gewees daai tyd, dit in veters vasmaak, was my groot doelwitte gewees op kleuterskool. Nou dink ek het vandag beteken dit absoluut, wat is borrelblaas nou op my CV? Niks. Maar daai tyd was dit geweldig belangrik, en jy sit op hierdie oomblik hier, en jy dink, daar is sekere goed wat uitermate belangrik is, dit het nie as jy mislukking. Terug by die storie, hoe val die helde nie? Hoe val die helde nie? Wat ek by wil kom is, as jy kyk na die ouens se lewens, dan sien jy dit as voorbeelde of waarskuwings, sê hierdie ou. Nou, ek wil nie met hom stry nie, is 'n baie geleerde ou, sy naam is Jordan B. Peterson. Maar ek wil tog sê, in elkeen van ons lewe is daar oomblikke van waarskuwing en oomblikke van voorbeeld. En dit maak die lewe vir my die moeite werd, en dan kan ek goed sing soos, jy weet, ek het hierdie gratitude. Dink tog, in elkeen van ons lewe, in elke opsig, is daar sekere waarskuwings en sekere voorbeelde. En as ek regtig my medemens raak leef, dan voel ek veilig in die gemeenskap waarin ek opgesluit is op hierdie oomblik, jy weet. Maar dit bepaal ook na watter gedeelte van my lewe ek kyk. Dit gaan ook bepaal of dit 'n voorbeeld of 'n waarskuwing is. Sien julle die waarskuwings in julle lewe raak? Of is dit net julle vrouens wat dit sien? Praat met die manne. Manne? Vrouens? Waarsku julle nog julle mans? Het julle hulle lief genoeg om hulle te waarsku? En is jy op 'n goeie plek op hierdie oomblik? Is jou lewe soos jy hom nou leef 'n voorbeeld? Wanneer mense terugkyk na hierdie boek van Konings, dan sê hulle waarlik, hy was die een wat dit gedoen het, en in hierdie gedeelte gaan jy nou sien, hierdie Asaria koning, was die een wat dit gedoen het, en die een wat dat gedoen het, en ons gaan nou 'n bietjie stil staan by die goedjies wat hy gedoen het, en wat vir God belangrik is, maar is daar hierdie oomblik in jou lewe, wat jy kan sê, hierdie was 'n voorbeeld oomblik in my lewe gewees, ek hoop tog my kinders sien dit eendag raak. Vir 'n vriend van my wat nou die aand by 'n selgroep was, sê, dis vir hom baie vreemd dat ons nog steeds praat van Wian asof hy tussen ons is. Ek sê, dit sal vir jou wees, maar jy moet verstaan, tot sy ouers my nie stop nie, sal ek hom elke dag celebrate vir die goed wat hy gedoen het, gesê het en gewees, of vir jy gewees het. En so uit hoofde uit van dit wat ons daar kan celebrate, want hy was die een wat op hierdie dag dit gesê het. Hy was die een, en ek kan dit onthou, en so het julle elkeen ook hy was die een gewees. Nee? Ons het almal iemand gevolg oor die voorbeeld wat hulle gestel het, net om uit te vind, genade. Hulle kon nie die einde voorsien waarby hulle geëindig het nie. Maar tog is daar sekere aspekte wat jy gesien het in hierdie persoon, en jy het dit passievol nagevolg. En daarom is ek so, jy weet, dankbaar teenoor die genade van die Here, van alles wat alles in my lewe gebruik. En onthou, laas week se preek en die week voor dit se preek, het ek so mooi vir jou probeer verduidelik, jy weet, die Here laat alles ten goeie meewerk. Nie net die hoogtepunte in my lewe, wat die crescendo's was in die ou slegte goed in my lewe, en dit moet ek nou heel uit my lewe uitskryf, en ek praat nie meer daaroor nie. Nee, ek kan in oorwinning stap rondom al die omstandighede en goed in my lewe, en sê, waarlik, hierdeur kan ek die Here eer. In die geval van Amasia, die pa waarvan ons hier lees, het hy 'n paar goeie goed gehad, kom ek noem hulle vir jou. Hy het 'n groot oorwinning gehad, op 'n keer het hy 10,000 Edomiete doodgemaak. Altyd was dit 'n groot ding. En hy het dit op 'n interessante manier gedoen, hy het hulle daar by 'n kloof afgejaag. Okay. En hy het dit gedoen om die grondgebied of die land terug te neem wat die Here aan die volk Israel gegee het. En dan die slegte goedjies. Hy draai toe net daarom en doen die domste ding wat hy ooit as koning van Israel kan doen. Hy gaan daag 'n koning uit, Joas, wat baie sterker as hy is. Jy gaan lees dit net boontoe in die gedeelte. Hy sê vir Joas, ek dink ek en jy moet gou gesels oor 'n paar goedjies. Joas sê vir hom, jy's nou besig as 'n doringbos om met die grootste seder in Libanon te peter. Nou kyk net die woorde maak my yskoud. In die Engelse vertaling praat hy van 'n dissel. Hy sê jy's 'n dissel, ek is 'n seder.
Hy luister nie. Joas sê vir hom, net so in die stuk, hy sê vir hom, jy is die ou wat ek is iemand wat jy nie meer wil mors nie. Kyk, as my pa altyd gesê het, moenie dat ek my herhaal nie, dan moet jy weet. Dan het hy klaar gepraat. Is dit vandag nog so? Nou hierdie ou het so in 'n manier gesê, luister, jy wil nie met my mors nie. Ek het klaar gepraat, moenie dat ek my herhaal nie. En op daai oomblik, toe hy die domste ding in sy lewe doen en hy verloor daai oorlog, toe maak die volk, terwyl die pa leef, maak hulle daai seun van 16 koning. En hulle het saam geheer so in 'n manier, en die pa is te dood. En dan kom die gedeelte wat sê, en hy was die een wat Elat herbou het, dis nou die seun, Asaria, Elat herbou het onder die gesag van Juda teruggebring het, nadat die koning van daardie gebied dood is. He was the one who rebuilt Elath and restored it to Judah after Amaziah rested with his ancestors. En dit het regtig met my gepraat, hy was die een, so kom ek deel gou met jou wat vir my uitgestaan het. Die eerste keer toe ek het lees, was dit die verveligste ou hoofstukkie wat ek in my lewe gelees het. Maar hoe ek die Bybel lees is altyd, Here, ek is op 'n sekere plek in my lewe. U woord is lewend en kragtiger as enige tweesnydende of dubbelsnydende swaard. Wat kan hierdie gedeelte nou vir my as mens beteken? Want ek bedoel, op hierdie stadium van my lewe het ek so 'n bietjie nodig om te weet wat my waarde is. Julle sal dit nou nie besef nie, maar as jy hier 47 slaan, dan moes jy al 'n klomp goedjies in jou lewe reg gekry het. Nou sit ek en dink by myself, luister, ek wil net 'n bietjie voorraad opneem. Ek wonder, as ek hierdie balansstaat vir my lewe optrek, daar's 'n klomp goeders mooi aan die batekant, maar aan die lastekant, ek weet nie, dit weeg vir my so 'n bietjie ongelyk, verstaan jy? En nou sit ek met hierdie balansstaat voor die Here en ek kom op hierdie stuk af en hierdie klong sy manier van doen vang my oog en ek dink ek gaan so 'n bietjie navorsing doen oor wie hy was. Hy was die een. So die eerste keer toe ek dit lees, baie boring, maar dit het my laat besef, when it's all said and done, met ander woorde, hy was die een wat Elat herbou het en gerestoreer het, is daar nog steeds iets meer wat ek kan uitvind na dit wat gebeur het, want so is my lewe, so is jou lewe. Ek bedoel, baie van julle sit hier en dink, okay, when it's all said and done, dis verby, daar's nie noodwendig verby nie, hoor my hart as ek sê, maar jy dink, wat is dan nou volgende? Ek dink, dis nou dit. Dis nou hoe my huwelik lyk, en dis nou hoe my besigheid lyk, en dis nou hoe my toekoms lyk. Dis dit. Yeah. Die opsomming van jou lewe sal uiteindelik gewoonlik tot 'n paar dinge saamgevat word aan die einde. Gewoonlik by 'n ou se begrafnis. Ek wil dit gou weer vir jou sê. Die opsomming van jou lewe sal uiteindelik gewoonlik tot 'n paar dinge saamgevat word aan die einde. In die volgende woorde, hy was die een. En dis hoekom hierdie ding my in die hart kom gryp het. Nou dink ek het by myself, jy weet, kom ons vat net die gemeente. Ek is nou die herder van hierdie gemeente, maar as ek wegval, dan stel ons net iemand anders aan. So dis belangrik dat wat ek hier doen, regtig by die Here hoor en julle reg lei en saam met julle die Here volg en ons bly by die ware nood, dis absoluut kardinaal. Maar daar sal iemand wees wat in my voetspore kan kom volg. Hier onder julle is dit al reeds mense wat dit kan doen. Maar as ek wegval in my familie, is ek as die enigste pa. Ek is nie julle enigste herder nie, maar ek is as die enigste pa. En my lewe prioritiseer ek rondom goed, wat ongelooflik belangrik is, maar nie die prioriteit moet wees in my lewe nie. So, hier in my lewe moet ek gaan stil raak en ek moet sê, goed, ek wil net 'n balansstaat kry van wat is regtig belangrik, want jy het net oomblikke om in te bou. Met ek is die een wat in sy lewe 'n fondasie moet lê. Ek is die een wat 'n voorbeeld moet stel. Ek is die een wat moet sê, ja, hierdie is 'n groot waarskuwing in my lewe gewees en ek hoop jy leer iets daaruit. Daar's niemand anders om dit te doen nie. Hy het net een pa. Die werk waarby jy werk, gaan nog baie ouens kan aanstel in jou plek, maar jy sit jouself so uit vir hulle, en op die einde van die dag kom dit ook tot niks. En ons families lê aan skerwe, en die ouens wat regtig vir ons eerste roeping is om familie te handhaaf en hulle te lei na die Here toe. Kerk is belangrik. Maar hy het net een pa, en ek is die een.
My pa het my 1 jaar ondersteun by die SA kampioenskappe in Pretoria. Luister, dit was omtrent 'n ding gewees. Hy het maar min gekom na die goed waarmee ek besig was. Want hy moes eers geweet het of ek gaan wen, en dit was 'n groot ding as hy gekom het. Ek en hy het nie 'n regtig goeie verhouding gehad nie. Ek moes regtig presteer het vir hom om belang te stel in my lewe. So, hoe dit gewerk het, was die volgende. Hierdie ding was die SA's gewees, en ek het in 'n klomp afdelings gekompeteer. En daar het ek karate gedoen. So, ek vra hom toe of hy sal kom kyk wanneer ek deelneem, en hy sê toe, jong, hy het 'n klomp goed aan, en hy het 'n audit aan by die werk, en hy weet nie of hy dit kan maak of goed nie. En eventueel kry hy iemand wat hom kan uithelp en in sy plek is, en daai dag wen ek toe die SA's, in al die afdelings. En hy vat my hoompie toe, en ek sal dit nooit vergeet nie. Hy sit so, en ek kyk hom so in die oë. Ek is toe 'n seun van so 17. En hy sê vir my, imagine nou, jy het alles gewen en ek was nie hier nie. En ek kyk hom so in die oë en ek sê, as jy nie hier was vandag nie, het ek niks gewen nie. Jy weet, ons raak vasgevang in die narratief van, daar sal weer 'n geleentheid kom, ons weer 'n kans. Jy weet, hierdie narratief van ons lewe, dat ons nie besonder spesiaal is nie, en ek dink my pa, het dit nie so bedoel nie. En daarom wil ek 2 leuns gou aanraak vanoggend. Waar die vyand so hier in jou oor kom fluister, en hy kom gee vir jou goeie getuienis daartoe, gives evidence to that regard. En as jy nie pas op nie, koop jy lekker in, want ek dink my pa se begeerte was om daar te wees. Jy weet, hy het gedink hy moet vir ons finansiëel voorsien, en ek het al baie keer gepreek oor die feit dat jy eintlik net vir jou familie 'n visie moet gee. Maar my pa het onder andere gedink, hy is nie nodig nie, want hy is nie belangrik genoeg nie. Hy is niemand nie. Wie is ek nou? Wat sal dit nou verskil maak of ek nou by die rugby game is, of ek nou hier is, of ek nou daar? Wat maak 'n massiewe verskil? Jy weet? So die vyand se 2 leuns is, ek is eintlik maar niemand nie, en die ander een is, ek het eintlik niemand nie. En hy kom val jou aan met daai goed. Mense wat uitnemend suksesvol is, kom vertel hy vir hulle, luister, julle is eintlik niemand nie. Of hulle is so suksesvol, en dan sal hy vir hulle kom sê, maar julle het niemand nie. En dis 'n absolute leuen. Ek glo dat ek glo nie dat ek niemand is nie. En ek glo ook nie dat ek niemand het nie. Maar as ek in daai leuen vasklou, bedoel, dan is die mense wat rondom my is, die mense wat absoluut ly daaronder. Die duiwel gaan jou probeer oortuig van. En hy doen dit oor en oor op verskillende maniere, en hy plaas gedagtes in jou kop, en hy sit gedagtes in jou hart, en hy sit emosies, en dat niemand nog vir jou omgegee het nie, en dat niemand vir jou sal wees nie, en jy gaan alleen wees, en al hierdie goed, en hulle gee in elk geval nie vir jou om nie, en jy is nie so belangrik nie. Luister, en ek het selfs al die roete gevolg van, miskien is ek nie so belangrik nie, en is wonderlik, weet, want ek het dit nou onder 'n tipe nederigheidsvaandel ingeweef. Want kyk jy hoe vreeslik nederig is ek nou, want ek is nou niemand nie. Maar in daai posisie het ek so teruggestaan in die roeping wat die Here vir my lewe gehad het, dat, jy weet, ek nie in my plek was nie. En ek wil amper vir jou sê, ek wonder of dit nie die rede is, hoekom mans nie in hulle plekke by die huis is nie, want hulle, wie is hulle nou, om die huisgodsdienst te hou, of die leiers van die familie te wees, met al hierdie goed wat hulle al verkeerd gedoen het. Onthou die 2 goed, in die week gaan jy dit nou, die forensiese speurder wees, want jy gaan hierdie goed sien. Dit gaan vir jou kom kuier, hoor nou wat ek vir jou vanoggend hier sê. Hierdie goed gaan vir jou kom kuier, dat jy niemand is nie. Want hy doen dit met Jesus, man. Hy kom in die woestyn en hy sê vir hom, as jy die seun van God is. Broer, jy is niemand nie. Wie is jy? En jy het ook niemand nie. Vra dan nou vir die engele. Waar, ek sien nie die engele nie, waar is die engele? Jy is alleen in die woestyn. Jy het niemand nie, en jy is niemand nie. As jy die seun van God is, vra dit en vra dat. En Jesus sê, luister gou. Ek weet wat ek hier doen. Wees jy nou net rustig en kyk nou mooi hoe ek hierdie pad uitstap en geloof. Totaal oorgegee my Vader.
Onthou die twee goed. En kyk in hierdie week hoe hierdie goed 'n draai maak in jou lewe. Ons almal voel partykeer so. Ons almal voel ek is net niemand nie. Ek voel soos niemand nie. En die rede is omdat ek my vergelyk met iemand anders. Ek is nie soos daai ou nie. Want daai ou is iemand. Ou broer, jy het nog nie in sy skoene gestaan nie. Maar wat hierdie gedeelte van die koning wat 'n stad opbou en restaureer met my storie te doen het. Jy sit nou en dink, jong, is hierdie preek vir my? Weet wat? As hy jou nie kan oortuig dat jy niemand is nie, gaan hy jou oortuig dat jy niemand het nie. En dis hoekom die gedeelte vir my so geweldig belangrik is. Die Engelse vertaling sê, he was the one. Hy was die een. So, om presies te wees, gebruik hulle dit 3 keer, daai frase in die Engelse vertaling 3 keer genoem, dat hy die een was, terwyl dit verwys na verskillende konings. Nou, hoe raak dit my? Dis 'n baie goeie vraag. Ek is tog nie 'n koning nie, so wat is die belang daarvan? Maar jou lewe is dit, verstaan? Dink jy goed wat die Here al my geroep het om te doen? Die kere wat hy my gevoel het, dat ek niemand is nie. Hierdie ouetjie is 16 jaar oud. Hy is niemand nie. Sy pa sterf en hy het nou niemand nie. Nou wat nou? Het hy dit gekies? Nee, hulle het hom gekies. Jy weet, baie keer in ons lewe kies die situasies ons. Die omstandighede kies ons. Vir al die kere, toe jy soos ek gevoel het, jy is niemand nie en jy het niemand nie. Jy weet, soos wat hulle in die gedeelte hier lys, is die 3 koningse prestasies. En dit strike my. Hierdie konings, they didn't get it all right. Hulle het nie alles perfek gedoen nie. Maar daar was hierdie letterlike klein oorwinnings, ek moet dit vir jou uitlig. Luister gou hier. Hierdie ou droog gemaak. Asaria, sy pa droog gemaak. Maar dis nie waarna die Bybel kyk nie. Net soos wanneer mense na jou kyk en jy dink jy is niemand nie, kyk hulle na die uitstekende goed wat jy gedoen het, hulle onthou jou vir dit. Jou kinders ook, snaaks genoeg. Jy weet, daar sekere goed wat jy liewer wil vergeet en wat jy voel jy eerder moet begrawe, maar weet jy wat? Hulle haal hierdie pertinente goed uit. So hoekom hierdie gedeelte my geïnteresseerd het en vir my opgewonde maak is. Die gedeelte sê, he was the one who rebuilt Elath and restored it to Judah after Amaziah rested with his ancestors. Hy het 'n gedeelte daar gerestaureer en herbou en hy het dit teruggebring na Juda, na sy voorvaders toe. Hy was die een. Hy het nie alles reg gedoen nie, maar daai ding het hy reg gedoen. Hy was die een wat dit reg gedoen het. Al wat ek nodig het in my lewe is klein wennetjies. Nee, ons kinders leer ons heel eers as jy opstaan in die oggend, maak jy jou bed. Hy was die een wat sy bed opgemaak het. Dis al wat hy moet weet vandag. Nou as jy gaan kyk na die ene, hierdie ou, dan begin ons rondom die, okay, ek wil die teks uitlê, maar ek moet eers die agtergrond van dit gee. So, vanoggend, so deur al hierdie emosies en negatiewe self-talk, nee, waar jy herinner word dat jy soveel goed al laat val het op die grond, en soveel papa laat val het op die grond, en ek bedoel, as jy by 'n werk is, waar daar redelik stres en goeders is, ek weet, hoe voel jy elke dag as jy so intoe gaan? Jy weet, soos 'n koning en 'n oorwinnaar, en hier gaan jy, nee, jy is uitdagings, verstaan jy? Maar jy's die een, wat sekere goed reg gedoen het. En partykeer praat die rekords daarvan. So ek wil uitkom by die gedeelte net, wat ons roeping is. Jou roeping is om God te verheerlik. Gister bel Rosaan my, sy sê, jong, ek dink, jy weet, hierdie kant toe en daai kant toe, en ek voel, jy weet, ek is daar om gebroke harte reg te maak, en ek sê, dis wonderlik. Ek sê, kom ons kyk net gou, wat is, jy is deel van die bruid, nee? Ja, sy is deel van die bruid. Ek sê, goed, wat is die bruid se roeping? Wel, die bruid is geroep vir die bruidegom. Nee? Een van haar bedienings, jy weet, kan wees, of jou bediening kan wees om gebroke harte reg te maak. So 1 Korintiërs 1:9 sê, God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te word met sy seun Jesus Christus ons Here. En dan gee hy ons in 2 Korintiërs 5:18 die bediening van versoening van verhoudinge. So jou heel eerste roeping is om God te verheerlik. Jy het God laat glimlag in alles wat jy doen. Okay? Jy is die een wat dit moet doen. En dan kom ek op hierdie gedeelte af.
Wie was Asaria gewees? Nou, jy moet so 'n bietjie van die Bybel verstaan, maar 'n gedeelte wat hierby aansluit is Jesaja 6 vers 1, wat so begin. In die jaar van koning Usia se dood het ek die Here gesien, sê Jesaja. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. En dit was dieselfde koning wat toe nou gesterf het. Usia is ook die pa van die koning wat ons nou net van gepraat het. Maar Usia was sy troonnaam gewees. So kan jy sien wat sy belangrike rol was. Hy was die een wat daar was. Toe Jesaja hierdie profesie gehad het, waar die Here sy lippe kom aanraak met 'n kool. So as jy kon weet wat die Here op hierdie oomblik doen deur jou lewe, sou jy nie anders gereageer het nie. Hoekom ek dit vir jou sê is, die koning het veroorsaak, dat Jesaja besef het, God is hier teenwoordig, en ons staan onrein. Jy is die een, wat deur jou lewe, mense laat besef, daar moet iets meer wees, dat ons heilig moet lewe, dat ons akkuraat moet wees, in dit wat ons sê en dink en doen. Niemand anders gaan dit vir jou doen nie. Jy is die een, nee? Nou kyk ek na hierdie gedeelte. Kom terug nou by die jong koning van 16. Daar staan, hy het Elat herbou en onder gesag van Juda teruggebring nadat die koning van daardie gebied dood is. Ek dink toe by myself, Elat, moet seker 'n massiewe plek wees. Gaan kyk op my Bybelkaart, ek sien die plek lyk soos koppies in die Vrystaat. Niks. Dis regtig niks om oor opgewonde te raak nie. Hoekom sit dit in die Bybel? Hy is nou die een wat Elat, ek dink my genade, van al die plekke, Koffiefontein, hier kom hy. Maar luister hoekom dit so belangrik was. Sy pa het 'n job begin om die Edomite terug te bring en te verenig. Elat was 'n hawe stad gewees. En hierdie jong seun van 16 het dit reg gekry om die hawe stad te herbou, sodat daar weer handel verby die grense kan wees buite hierdie stad Juda. Usia en Asaria het saamgewerk om dit te doen. Maar die seun was die een wat dit deurgevoer het. En daarom dink ek by myself, luister, my oorwinnings, nee, die goed wat ek reg gekry het in my lewe, hoef nie massive te wees nie. Vir 'n onkundige ou wat nie die Bybel ken, die lees hier Elat, what? Moet amazing wees, maar dit is nie 'n groot plek nie, maar dit het 'n baie strategiese, dit was strategies geleë gewees. So ek hoef nie amazing groot goed te doen vir die Here nie, ek kan klein goedjies doen, maar die strategie van dit is geweldig belangrik. En daarom kom sê hy, waartoe is julle geroep? 1 tot 'n persoonlike verhouding met Jesus. Nou, lyk die volgende ding nie soos 'n groot ding nie, want hy het ons die bediening gegee van versoening van verhoudinge. Omdat jy in Christus versoen is, het hy nou vir jou die vermoë gegee om met mense om jou te versoen, om hulle met Christus te versoen. Nou dit klink nie vir jou soos Dubai nie, dis ook 'n hawe stad, maar dis massive. Maar Elat is om net die ou langs jou, die ou waarmee jy saamwerk, die ou wat jy mee deel, die ou wat deel is van jou huisgesin, die ou wat die gewone loop van gang, mense, te restoreer en te herbou. Jy is die een. En dis hoekom hierdie ding vir my so geweldig belangrik is. Luister gou, ek kan nie van een van julle ouens verwag om my eie seun te herbou en te restoreer nie. Hy is by my, ek is sy pa, hy het net een. My eie vrou moet ek herbou, restoreer en oplig. En vir julle klink dit nie soos 'n massiewe taakie. Ek is nie besig om die Matsikama, jy weet, hier groot bewegings te maak wat almal nou kan sien op Facebook of wat ek wil nie. Dit wat julle sien wanneer ek vir haar 'n koppie koffie maak 8:00 die oggend is niks seggend, maar vir haar is dit die wêreld. So soek sy weer my kouse se maats. Wonderlik man. Ons vul mekaar aan. Nou ek wil klaar maak want ek is nou klaar. 2, 3 goed wat jy moet onthou. Bly net by juist die een. Op 'n stadium gaan ons op vakansie. Die meeste van die kere was dit traumaties geweest, want ons het nie geld gehad om op vakansie te gaan nie, en dan kry ons geld en dan voel ek Monica gaan nou alles uitgee. Ook eis van vakansie. En dan pak sy ook baie klere in, tasse, my broer, tasse. Jy weet, ek het net ou toksakkie.
Maar daar is so 'n klein tassie, hy het blykbaar, as jy nie hom het nie, het jy nie 'n gesig aan nie, dan is dit 'n ding. Ek het gedog, dis die ding, Jessie, 'n broer, in ons kar kan ook net soveel, en sy sê, vat gou die goedjies my uit, ek dink, jy kan dit myself vat, ek het al gesien hoe baie ander vrouens hulle eie karre. En op daai oomblik sê die Heilige Gees, maar jy is die een. Sê jy nou, jy weet, is dit te geestelik vir jou om hierdie tasse te gaan inlaai in die kar? Wie moet dit nou doen? Klein goedjies wat, jy weet, dit is nie my gevoel, maar broer, nou laai ek tasse, jy sal nie glo nie. Ek nou 'n ventertjie kry. Maar jy sit op 'n huidige oomblik in jou lewe, en jy is besig om te dink dat jy is nie goed genoeg nie, en jy het niemand nie, of jy is niemand nie, en jy het niemand nie. Maar wat oordeel jy nou? So ek en Monica sit nou die aand, sit ons daar by die, amper sê ek braaivleis vier, ons het so binne braai, maak ons net kachel. Kyk ons Bos TV. En sy sê vir my, weet jy, hierdie spesifieke situasie, kom ons skryf gou dit neer. Wat het ons nou geoordeel hier? Ek sê, weet jy, ek weet eintlik nie, want ons weet nie hoe die Here die ding gaan laat uitspeel nie. Sy sê, presies. So, op die oomblik, en dis waar meeste van ons preke vandaan kom, is van, jy weet, is dit goed? Nee, dit voel nie nou lekker nie, maar ek bedoel, dit beteken nie, dit is sleg nie, want die Here kan dit ten goeie laat meewerk. So kom ons wag eers voordat ons te vinnig oordeel, en toe kry ek 'n ander skrif laasweek wat ek met julle gedeel het, maar Roan gaan nou vorentoe kom, en dan gaan ek saam met jou bid, en luister gou net, wat oordeel jy op die oomblik? Wat is dit wat jy voel op hierdie oomblik vir jou so sleg is, en wat is dit op die oomblik wat vir jou voel, dat jy niemand is nie, en wat is dit op hierdie oomblik wat vir jou voel, dat jy niemand het nie, want dit is nie die waarheid nie, jy weet? Jy kan nie 'n lewe in isolasie beskou nie. Hierdie een gedeelte van my lewe haal jy nou uit en jy sê, maar luister, dit is glad nie goed nie. Hoe weet jy, dit gaan nie op 'n manier saamwerk met al die wonderlike goed wat die Here nog kan doen, en dit 'n totale getuienis omskep nie? Wat oordeel jy nou? Die ander ding is, wat ek ook weer wil thuis bring, is die idee dat jy dink, iemand anders moet doen, waarvoor jy geroep is. Jy is die een. Jy is die een. Waarop sê jy is niemand nie? Jy is die een. Jy is die een in jou familie se lewe, jy is die een in daai mense se lewe. Moet tog nie wag vir iemand anders nie. Dis jy. Jy is die een. Waar daai klein nawestuitjie gaan herbou sodat daar weer verhouding kan wees, versoening kan wees en handel verby die grense kan wees. Dis ek hoop hierdie preek het regtig in jou hart ingesink. Dis 'n eenvoudige boodskap hier. Ek wil vir jou bid en saam met jou die Here vertrou. Jesus. Vanoggend kom soek ons net die aangesig. Here, U is die een wat ons kom vrykoop het en skoonmaak het en kom reinig het van alles in ons lewe wat vir ons moontlik 'n uitdaging kan wees. U was die een sodat ons nou die een kan wees wat sê dankie Here. Ons lewe repliseer nou hierdie dankbaarheid en die goed wat ons doen en die manier hoe ons nie buig nie. En die kosbaarheid van hoe ons families tot eer en verheerliking van die Here ondersteun, grootmaak en oprig en herbou. Here, die leuen van die vyand wat in soveel huise en soveel harte kom praat en sê, ons het niemand nie en ons is niemand nie. Here, U het nie niemand gemaak nie. U het ons elkeen geroep en U sê in die woord ook in Openbaring, U het ons 'n spesifieke naam gegee. 'n Wit klippie. Here, dankie vir die oorwinning wat U nou gee in mense harte. Ons het nie meer 'n gees van vrees nie, maar krag, liefde en selfbeheersing. Dankie Here vir U kosbare genade in ons lewe in Jesus naam. Amen. Ek gaan nou vir Arina vra om so vir jou die kollekte mandjie te stuur. Luister ouens, hierdie is 'n stoelkollekte. Jy het gedink jy gaan nooit jou plek in die kerk kan koop nie, maar jy gaan nou kan. Is net in die hemel wat dit nie so werk nie. Nee, grap nou. Die blou stoele wat julle daar sien, is vir ons met
goedgunstigheid en genade en liefde geleen en daai periode is nou verby, daai grace periode. So hoe dit gaan werk is, kom ek sê gou vir jou. Ons gaan 'n prys kry vir billike stoele wat vir ons lank gaan hou. Hierdie rooi stoele het Jaco al reeds vir ons bygevoeg. En hoe dit gaan werk is elke gesin gaan vir homself 'n stoel koop. Nee? En die kollekte wat ons gaan opneem, gaan wees sodat ons daar ook kan stoele opneem. Byvoorbeeld Monica kan nou nie 'n stoel in totaliteit bekostig nie, maar sy gaan hom so met kollekte gaan sy so, ons gedagte daarmee is, man, luister, al kan jy net 'n R10 bydra of 'n 20 sent bydra, dis wat ook al. Luister, ons gaan saam stoele koop. Hoe amazing is dit nie? En ons gaan lekker sit en dit gaan nie plastic stoele wees as jy hoef nie bekommerd te wees, jy gaan nie val nie. Ons het al gesien met plastic stoele, hoe lyk dit? Luister, ons wil sommer afsluit en baie dankie vir julle mooi harte en julle, ek is so bevoorreg om deel te wees van hierdie familie. So kom ons sluit af. Kom ons staan en sing ons nog een keer, laat die hele aarde juig. Jesus, U alleen is waardig, aan U alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, aan U alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlikheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juich, want die redder van die wêreld het gekom. O verhewe, hoog bo al staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Maar kom ek sien julle net eers. So lekker besigheid hier. Daar's 'n ouer kindermentorskap. Wanneer is dit, Monas? Wil jy gekom sê? Saterdag. Monica wil nie sê nie, sy is Saterdag. So ons gaan Saterdag sommer so met die kinders en die ouers 'n bietjie gesels en Monica, as jy nog op 'n groep is nie, kom gesels met Monica. En ek wil asseblief hoor of die bestuurgroep net vir my na die tyd gou kan bly. Ons wil net so vinnig 'n paar logistieke goedjies bespreek. En ja, ek wil die seën van die Here oor jou uitspreek, man. Dis hoe kosbaar is dit? So ons gaan afsluit met dit ook. So kom ek bid sommer net vir jou en sê, Here, asseblief, wat ek nou kom vra is nie iets ongeruimd of iets snaaks nie. Ek kom vra nou dat U 'n muur van vuur om elkeen hier vanoggend sal wees. Here, die heerlikheid van God binne in hulle en dat U engele aangaande hulle sal opdrag gee om hulle te beskerm sodat hulle nie hulle voet teen 'n klip sal stamp nie. Here, ons kan nie keer dat 'n offense kom nie, maar moenie dat dit in ons hart vatplek kry nie. En so kom bid ek nou ook vir vrede vir elkeen hier, Here. En ek kom pleit ook nou die bloed van Jesus oor elkeen. Dankie vir die genade wat U ontsluit in ons lewe om te besef hoe kosbaar is dit. Die naam bo elke naam, Jesus Christus, ons Here. Vader, ontvang dan ook die lof wat ons bring en die eer wat ons doen wanneer ons lewe leef in aanbidding tot U. Soos hierdie week ingaan, Here, dankie dat ons ook nou kan getuig dat U die koning is van ons hart, in elke opsig. Amen. Sluit af met die seën. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor
Hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. 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 Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en al kinders en al kinders en al kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Het omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vrede. Hy is vir jou, hy is vir jou. Amen. 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 Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Het omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vrede. Hy is vir jou, hy is vir jou. Amen. 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 Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou, hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede